Hosanna, Hosanna, Hosanna. Weet jy wat wonderlik is? Hoekom het hulle palmtakke gebruik? Weet jy die betekenis van 'n palmtak? Weet julle? Beteken oorwinning. Palmtak beteken oorwinning. Dis wat 'n palmtak beteken. En hulle het gewonder, hoekom het hulle palmtakke neergegooi? Gesê, ons koning is hierso, hy het oorwin. Amen. Amen. Ons almal het baie keer miskien 'n Hosanna oomblik, of ons wil 'n Hosanna oomblik hê. En waar die mense van Israel was onderdruk gewees deur die Romeine. Hulle het gesoek, hulle soek 'n koning. Die een wat hulle so lank verwag, they were prophecies of the coming king, the coming Messiah. En hulle het hierdie idee gehad van wat hierdie koning gaan wees. Van ons weet hierdie heilige dag, Jacques het so mooi gesê, dieselfde mense wat Hosanna, Hosanna geskree het 'n paar dae later geskree, kruisig hom, crucify. Dieselfde mense wat geskree het, Hosanna, het geskree, kruisig. Maar ons gaan fokus op Hosanna. Hosanna in die hoogste. Hulle het gesoek 'n ruiter op 'n wit perd. Israel het gesoek vir die koning wat gaan kom. En toe kom Jesus op 'n donkie. Nie wat hulle verwag het nie, maar hulle geweet die profetiese woord wat daarby gekom het. Wat doen jy wanneer Jesus nie lyk soos jy hom verwag nie? Kom vra gou weer. Wat doen jy wanneer Jesus nie lyk soos jy hom verwag nie? Ons almal het 'n prentjie soos Jesus is en hoe hy moet inkom en hoe moet hy ruiter op die wit perd inkom. Hulle het ook hierdie gedagte gehad. Hy gaan kom, hy gaan Rome vernietig. Hulle gaan uit hierdie bondage uitkom. Maar Jesus het gekom, hy het nie gekom vir 'n goddelike koninkryk, 'n wêreldse koninkryk nie, maar 'n hemelse koninkryk. Ons almal het 'n idee van hoe Jesus moet wees. Kom ons lees Matteus 21 vers 9. And the crowds that went before him and followed him were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Ons het 'n Afrikaanse liedjie ook wat sê, Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Weet jy hoe mooi is die Hosanna liedjies en is so min van hulle. As jy nou mooi moet, as ek het gaan soek en ek kry, was verbaas gewees van hoe min daar is. Maar weet jy hoekom ons skree ons Hosanna? En ons soek oorwinning. En as jy net vandag hierdie woord vat vandag, is net Hosanna. 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 Ons gaan na 'n paar punte kyk en van die eerste punt wat ons na kyk is van lig jou oë op. Die koning het gekom. So kind van God, child of God, lift up your eyes, for the king has come. Ons staan hier vandag 2000 plus jaar later, en ons kan nog steeds oprig na God toe en sê, ons koning het gekom. Amen. Amen. Het jou koning gekom? Yes. Die onsekerheid is. Het jou koning gekom? Amen. 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 Ons koning het gekom. If you Zechariah 9 verse 9. Rejoice gratefully, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation in he, humbled and mounted on a donkey. Nou is baie moeilik om 'n donkie hier te kry. Hy was 'n bietjie stubborn geweest. Almal ken ons 'n donkie is nie, hy wil nie altyd saam gaan. Maar hoe Jesus ingekom het op 'n donkie, sê vir ons die profetiese woord wat uitgegaan het, ek dink dit is 400, 500 jaar terug, het tot vervulling gekom. En die mense, die fariseërs wat profetiese woord ken, as julle nou gesien op die video, hulle het gesien, dit speel uit, maar nog steeds kon hulle nie sien, dat hy die koning was. Nie laat jou oë gefokus word hier onder nie, maar fokus jou oë bo. Dit lyk nie of dit soos wat jy dink nie, maar fokus op God en wat hy vir jou sê.
Fokus jou oë op die groter goed, op die groter prentjie. Lig jou oë op. Lift your eyes. Die Fariseërs het gesien kom, maar nog steeds kon dit nie sien. Nie jouself blind staar in die wêreldse goed nie. Want die wêreldse goed gaan ons terughou. So kom ons rig ons oë op na God toe en na Jesus toe. Jesus het die eindtog in Jerusalem die profetiese woord vervul. Ek het julle gehoor en ek kom, sê die Here. Ek het jou gehoor en ek kom. Maar hy kom andersins. Hy kom nie om oorlog te doen nie. Hy het nie gekom om in 'n oorlog om 'n general te wees om oorlog te voer nie. Hy het nie gekom om Rome te verslaan nie. Hy het nie gekom om 'n politieke revolusie te maak nie. Maar hy het gekom vir 'n geestelike revolusie. He came to bring a spiritual revolution. Amen. En wat jy vandag hier so sit is deel van daai revolution. Van waar Jesus gekom het. Ver anders as wat hulle gedink het. En het gekom met nederigheid voor al die mense wat hom is. God se plan lyk nie altyd soos wat ons dink nie. Wie het al planne gehad in die lewe en dit nie so uitgevoer nie, dit nie so gebeur nie. Jy het planne gehad, jy het plans, but it didn't work out. Dit het nie so uitgewerk nie. Ons almal het planne. Maar dit lyk nie of die plan wat uitwerk baie keer is nie wat ons verwag nie. Maar een ding wat vir jou sê vandag, vriende, Jesus weet beter. Jou planne werk nie uit soos jy dink nie. Maar God weet beter vir wat jy nou nodig het, as wat jy self dink jy nodig het. Amen. Glo jy vandag dat God 'n goeie plan vir jou het? So wees verseker vandag, God is met jou, hy is saam met jou. As jong man het ek baie idees gehad van hoe my lewe moet loop. En hoe God in my lewe gaan begin werk. Maar het op 'n hele ander manier begin werk. 'n hele ander rigting in my lewe ingedruk. En ek kan baie dankbaar wees dat ek hom gevolg het en nie my eie wil. Ons volg baie keer, soos weer eens, lig jou oë op. Nie volg wat jy dink nie. Volg wat God vir jou sê. Ons dink en ons voel baie keer goeters, maar ons moet fokus op wat God vir ons sê. Amen. Ek wil jy met saam met my praat vandag. Want hierdie is baie belangrik. Ons kan weet, fokus op God. Ons fokus terugbring op waar God ons roep. Isaiah 55, 8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than yours thoughts. My gedagtes is nie dieselfde as jou gedagtes nie, sê God. My wee is nie dieselfde as jou wee nie. So ons moet nie probeer alles uit te dink en te verstaan nie. Hier is nou gewoon net Engels sê 'n truth bomb. Nergens in die woord sê vir ons moet verstaan nie. Nowhere in the word it says we have to understand. But it says we must be getrou, faithful, and to believe, om te glo. Daai twee goed vat ons deur, vat ons verder as wat ons fisiese oë kan sien. En dis hoe die Fariseërs dit kon sien, want hulle sien met hulle fisiese oë en nie met hulle geestelike oë nie. Die tweede punt wat ons nou gaan kyk is van roep met jou hart, Hosanna. Almal skryf saam by Hosanna 1, 2, 3, Hosanna. Roep met jou hart, skree met jou hart. Die skare skree, Hosanna, Hosanna, wat beteken red ons, red ons. Red ons, Here. Hulle het die geloof en die hoop gehad. Hulle het geweet, Hosanna, for the King of David, for the Son of David. Hulle het geweet, Jesus gaan iets doen. Hulle het geweet, hy gaan iets doen, maar nie soos wat hulle gedink het nie. Is dit nie so met ons partykeer?
Ons sê, Here, help ons, help ons, help ons, Here, help ons. Dan kom die Here op 'n hele ander manier om jou te help. Dan dink ons, waar is die Here? Wat het jy gedoen? Hoekom is hierdie goed, hierdie goed met my? Maar ons moet terugkom, daai hoop kry. Daai hoop, daai geloof, daai nie, ons hoef nie te verstaan nie. Ons moet net glo. Glo in wat God se plan vir jou goed is. Glo dat hy met jou is. Glo dat deur die dal van doodskade weer is hy met jou. Glo dit vandag. En as jy dit nie kan glo nie, probeer maar dit glo. Dink net gou aan 'n kind wat roep, "Mamma, help my! Mamma, help my!" Die wat kinders sê, verstaan. "Papa, help my!" Like seentjie vir my skree, "Papa, papa, papa!" Ek kan ook nie sê help my nie, maar hy skree, "Papa! Papa!" En baie keer is dit nou seer, en baie keer wil hy net my aandag hê. Maar dis nie van paniek wat hy skree nie. Dis van vertroue wat hy skree. So jy moet skree, Hosanna, nie van paniek nie, maar vertroue wat God gaan deurkom. My seentjie kan skree, "Papa, papa, papa," en ek sal kom. Al is ek heel agter in die huis, en hy is voor in die huis, sal ek na hom toe loop. Hy verstaan nog nie om nie te skree nie, dis al wat hy doen is skree, so hy verstaan nie dit. Maar soos 'n pa sal gaan na sy kind toe wat skree, "Pa, help my," sal hy, dat God na jou toe kom as jy vir hom sê, "God, help my." Die mense die geloof gehad dat Jesus iets gaan doen, maar hy het nie geweet hoe hy dit gaan doen. So ek wil vandag vir jou sê, as jy glo in God en dat hy iets vir jou gaan doen, glo in hom. Jy weet nie hoe gaan dit gebeur. Jy weet nie hoe gaan die goed uitwerk nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, vertrou op hom, want hy weet beter vir jou as wat jy weet. Ek weet hy ken jou beter as wat jy self ken baie keer. Hy weet wat jy nodig het. Is dit nie so nie? Hy weet beter. Hoekom moet ons altyd stry teen iemand wat beter weet, soos 'n kind? 'n Kind stry altyd met sy maale. Sien, trek die baadjie aan. Nee, ek kry nie koud nie. Sien, trek die baadjie aan. Maar ek soek nie die baadjie nie. Okay, ek bring hom saam. En dan weet ons 'n paar ure later, mamma, ek kry koud. Ek trek die baadjie aan. Ons stry altyd. Hoekom stry ons? Hulp stry, gaan na God toe, hy is daarvan. Hy sal jou met oop arms ontvang. Jy mag dalk vanoggend hier sit en sê, jy roep, Hosanna. Dalk is dit oor jou gesondheid. Here, red my gesondheid. Hosanna vir 'n geliefde. Hosanna vir jou finansies. Of Hosanna, miskien vir jou geloofspad. Ons is altyd op 'n plek waar ons besig is om iets te ondervind in ons lewens wat ons neerdruk, wat sleg is, wat nie lekker is. Of is julle is goeie mense, né? Julle gaan nie deur trials en tribulations nie. Julle gaan nie deur sulke goed nie. Julle verstaan nie. So dink maar net in, hoe is dit? Maar God het vir jou redding. Amen. Wanneer ons Hosanna roep, herinner dit ons aan die redding is naby. Die redding is naby. As jy oorwinning soek, skree Hosanna. Hosanna. Hosanna in die hoogste. Jesus kom altyd nader aan die wat hom aanroep. Romeine 10 vers 13 sê vir ons, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." As jy die Here se naam aanroep, you will be saved. Deurbraak is naby, my vriend. Deurbraak is naby. It's almost there. Nie opgee nie. Die volgende punt ons gaan kyk is, verwelkom die koning in jou lewe. Ons het gepraat van lig jou oë op. Lig jou oë op van waar God is, nie op aarde nie. Skree met jou hart uit, Hosanna, van hy gaan vir jou oorwinning gee. Maar Hosanna, die koning, wie is koning vir my lewe. Ons gesing, the King of Kings. Hy is die koning van konings. He is the Lord of Lords. He's the Alpha, the Omega, the beginning and the end. The is, the was,
and will come. Dis wie God is. Why do we doubt for who God is? Verwelkom die koning in jou lewe. Is Jesus regtig die koning van jou lewe? Is daar iets wat miskien nie onder sy beheer is nie? Dan wil hy altyd gesê van, if he's not Lord of all, he's not Lord at all. Dit is hard en dit is moeilik om te sê. Maar ons moet dit sê, koning. 'n Koning regeer nie 'n halfte van sy land nie. Wat doen hy? Hy regeer die hele land. The whole country is under his command. Is jou lewe onder die volle heerskappy van God? Of is daar plekke in jou hart wat uitgesorteer word? Is daar plekke wat jy moet uitsorteer en sê, Here, kom weer in hierdie hart. Baie het hom op die Sondag geprys. Hulle het gesê, Hosanna, Hosanna. Maar Vrydag het hom verraai. Jy laat die koning van jou hart wees. Ons is geneig om Jesus te volg wanneer dit maklik is. Nee? Baie maklik om kerk toe te kom. Is baie maklik om Bybel te lees as alles goed gaan. Is baie maklik as dit maklik is. Maar wanneer ons grondpad slat, wanneer dit moeilik raak, wanneer die goeders kom, begin ons te stagneer. Ons Bybelstudie begin so wankelrig raak. Miskien een keer, nou is altyd elke dag gewees, nou eers elke tweede dag, derde dag, vierde dag. Ek het Bybel 'n stukkie gelees. Daar word 'n wankeling in ons geloof gesit, van wanneer ons nie gefokus bly nie. Maar wanneer ons in die moeilike tye is die tye wat ons moet deurdruk. My vriend, hoor my vandag. Hosanna, God is met jou. Jou redding is naby. Dis om die draai, dis daarso, nie opgee nie. Deur die dae van doodskare weer gaan God met jou wees. Wat het hulle gesê, moet Jesus genoem word by sy geboorte? Immanuel. And what does Emmanuel say? God is with us. Not against us. God is with us. Hy is met jou. Al gaan jy deur die dae van doodskare weer, al gaan jy deur die woestyn, al is die rivier tot by jou nek, al is daar vlamme rondom jou, gaan dit jou nie kan raak nie, jy gaan nie verdrink nie, en jy gaan 'n pad in die woestyn kry. Hy kan 'n pad vir jou maak. Asseblief, nie opgee nie. Do not give up. Hosanna. Hosanna. Wat altyd interessant is daar 'n koning in beheer is van 'n land. Is hy die ene wat die decrees gee? Hy sê doen dit, doen dat, doen hierdie, doen daai. Nee? As daar iemand in sy rank is wat ewesklik dwarstrek, wat gebeur? Hy word uitgestip. Hoekom het ons hulle dwarstrek deur 'n koning van ons lewens? Die koning sê doen daai en ons doen iets heeltemal anders. Kom ons kom terug by die plek, Here, ek is onder U heerskappy. U is my koning vir my lewe. So ek sal laat U vir my sê wat ek doen. Ons reageer baie keer so menslik, en dit is alright om menslik te reageer. Maar ons moet regtig fokus van wat sal God vir ons nou sê, wat daai bandjies wat baie mense sê, what would Jesus do? Hy sê, hoor wat God sê, God, Vader, U wil. Jacques so mooi 'n paar weke terug het gesê van, God, nie my wil nie, maar U wil. Nie my wil nie, God, maar U wil. Openbaring 3 vers 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and eat with him, and he with me. Is so een van die mooiste verse wat ek al gelees het in Openbaring, is van wanneer ons harte oopmaak en die deur oopmaak vir God, kom hy in. Ons hoef nie om in te stoot nie, hoef nie in te trek nie, hy kom in. Ja, ek is Steffie by die huis. Jy weet nie, so ou, is 'n pitbull, minus jy sat. Nou ons by die huis kom laat in die aand, en ek moet in die huis ingaan. Sit die sleutel in daai deur in. Voor ek hom kan draai, is die hond by die deur. Hy wag vir daai deur om oop te gaan. En dan hou ek die deur vas 'n bietjie, sê, nou Leo, weg.
Laat deur oopmaak, die eerste. God wil eerst in jou daar ingaan. Maak net die deur oop. Hoe doen jy dit? Hoe maak jy die deur oop? As die Here, wie sê, nie my wil nie, maar U wil. Maak die deur oop. En hy eet saam met jou, wat lekker is. Almal hou van eet, ons hou van eet. Hy eet lekker saam met ons. Maar laat hy die koning wees, laat Jesus die koning wees oor jou tyd. En ons almal sukkel om bietjie met tyd bestuur. So laat hy koning wees oor jou tyd. Laat hy koning wees oor jou verhoudings. Laat hy koning wees oor jou bekommernisse. Alles wat jy vrees, alles wat jy het, laat God die koning wees van alles. En hoe doen ons dit? Wel ons vra. Here, wat moet ek doen? Ek weet, hier is 'n baie eenvoudige manier. Maar baie keer wil ek brood koop. Ek staan op Pick n Pay. En dan nie een of so special nie. En ek sê, Here, wat se brood moet ek koop? Nee, ek's ernstig, ek lieg nie vir jou nie. En ek staan daar, so die Here sê vir my, die blue ribbon. Ek sê, Here, wat, hy is 'n bietjie duur. Of hy lyk duur. Die Here sê, vat hom. Ek sê, okay. En ek gaan by die till en ek koop, en ek swipe my Smart Shopper kaart. En daar kry ek die brood verniet. Ek sê, Here, hoe dit gebeur? En ek volg sy wil. As jy sy wil volg, dan gaan goed wat menslik lyk, gaan hy heeltemal uit die prentjie uitvat. En hy gaan sê, hier is my wil vir jou. Ek gaan hierdie pad vir jou maak. En hoe lekker is dit dat hy koning van alles is. Psalm 24 vers 7 sê vir ons, lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. So lig jou hart op. Lig die deure op van jou hart en laat die koning van konings in jou hart inkom. Let him come sit at the rightful place. That is your heart, throne. Ons gaan hierdie week ingaan in 'n Paasweek in. En Jacques het mooi gesê, ons het baie genoem van hierdie Easter walk wat beplan is. Maar ek wil hê ons moet as gemeente, as familie, een ding besef, is van God is goed. En ons kom by 'n plek waar ons sê, Here, elke dag, jy hoef nie elke dag daar te wees nie. Wat ek wil vra is van elke dag, om by God se voete te kom, en net te reflekteer vir wat hy gedoen het. Vir wat God in jou lewe nog gaan doen ook. Want God het oorwinning vir jou. Al is dit iets kleins, iets groots, het God oorwinning vir jou. So lees deur die evangelies van hoe Jesus tot by die kruis gekom het. Roep Hosanna in jou gebede en nooi Jesus uit om in jou hart die koning weer te wees. En kom ons simboliseer waar jy 'n palmtak hier gaan vat vandag. Jy gaan dit huis toe vat en jy gaan dit ergens sit waar jy en jou familie dit kan sien. En elke keer wanneer jy die palmtak sien, laat jy onthou van Jesus het oorwin. Hosanna, hy het gekom. Hy gaan jou red. Hy sal nog deurkom in jou lewe. So ek wil vra dat almal hierso 'n palmtak daar agter gekry en net daar agter almal staan. So almal wat hierso is, staan op, gaan agter toe, kry vir jou palmtak, daar's genoeg daarso. As jy nie het, gaan ons staan daarso agter. Ons gaan net 'n profetiese aksie 'n bietjie doen vandag. Voorregtig die Here wil iets doen vandag en ek glo hierdie is een van die groot stappe wat ons gaan neem. Skryf jou palmtak. Jy staan daar agter. So as jy 'n palmtak het, wil ek hê jy moet soos agter teen die mure staan, in die paadjie staan, maak 'n ry. Dis 'n enkel ry, nie dubbel rye nie. Jy staan teen die muur agter of in die paadjies af
Ek dink as genoeg palmtakke, almal kan 'n palmtak kry. Hier is nog 'n palmtak as iemand soek. Een groter. Julle moet asseblief daar staan, ja, daar so lank staan die Phoebe. As hy. Julle ook daar asseblief. Almal so in 'n ry af hierso. En almal 'n palmtak is almal in 'n ry. Kyk, ek wil 'n oomblik gou hê julle moet, ek weet dit is so baie snaaks dat almal nou 'n palmtak het. Maar ek wil hê gou met julle moet julle oop toemaak. Ons gaan nou regtig net gou ietsie visualiseer. Ek wil hê jy moet almal net gou alles net rondom jou net afsny. Al is daar baie babietjies wat erin kom. Maak jou oop toe. Maak jou oop toe. En maak net gou jou hart stil. Ek wil hê jy moet gou iets visualiseer nou in jou gedagtes. Maak jou oop toe en visualiseer net waar hulle instap in Jerusalem in. Jesus is op 'n donkie. Jy voel die stof, jy voel die hitte. Jy ruik die sweet van die mense. En jy stap in met jou palmtak. En jy gooi dit voor die koning neer. En jy skree saam, Hosanna, Hosanna, Hosanna aan die hoogste hemel. En ewe skielik, waar jou palmtak neersit en jy staan op, is Jesus voor jou. En hy smile vir jou. En hy gee vir jou 'n warm drukkie. Jy het 'n verwagting gehad, maar God het 'n hele ander verwagting vir jou geskep. Waar jy vandag hierso staan, vir wat jy 'n idee het van hoe dit was, maar God in jou hart kom werk, en hy gee vir jou iets heeltemal anders as wat jy gedink het. Dis ons baie keer is dit so, as jy by 'n restaurant gaan eet en jy bestel 'n klein burgertjie en hulle bring vir jou 'n groot burger uit. Van hoe lekker is dit om iets anders te ontvang, ietsie beters wat jy verwag het. En dis wat Jesus is, iets beters as wat jy verwag. So hou jou oë gesluit asseblief. En net waar jy is, sit in jou palmtak voor jou neer. Hosanna in die hoogste. Laat Jesus weer die koning van jou lewe wees. Laat jy roep Hosanna. Kom ons skree weer, ek gaan op 3 weer gaan. 1, 2, 3, Hosanna! 1, 2, 3, Hosanna! Hosanna in die hoogste hemel. Here, U is koning van ons lewe, en so waar ons palmtakke neus, Vader, gee ons die oorwinning vir U. Here, ons sit ons lewe neer voor U, dat U die koning van ons lewens is. Al het ons lewens al neergelê, Vader, mag ons 'n opregte nuwe besluit vandag om te sê, Here, hier is ek en ek lê myself neer voor U. U is my koning en U is my Here. Laat U die koning vir my hele lewe wees. Ek wil hierdie stuk lees, my oë gesluit nog asseblief. Philippians 2 verse 9 to 11. Therefore, God has highly exalted him, bestowed him on him the name above all names, so that the name of Jesus, every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Waar jy vandag, so wil ek net jou strek net jou hande bietjie net voor jou uit.
Ek weet ons baie aksies nou, maar ek voel regtig hierdie profetiese aksies wat ons doen. Want soos as ons iets in die fisies doen, gebeur daar iets in die geestelik. So waar ons palmtakke neus en ons hande uitsteek, hande klap, is dit iets wat ons doen in die fisies. Wat vir die vyand sê, hoor hierso, die oorwinning is daar. Jy is tot nie. So ons sê vir dankie, Here. So Here, ons vra dat U ons red. Van Hosanna, red ons Here. Red ons land. Here, red ons dorp. Here, red ons families. Red ons gesinne. Maar Here, red vir my asseblief. Red vir my waar ek baie keer verkeerd gaan. Wees koning van my lewe weer. Wanneer ek vrees, onsekerheid, of ek's bang, of daar's omstandighede wat net vir my te veel raak, laat U nog steeds die koning wees. En dat ek sal weet dat U 'n goeie plan vir my het. Ons verklaar vandag dat ons hier sal opstaan as Christene teen die planne van die vyand en sal ons optel, ons oë gefokus hou op God en sê wat hy vir ons beteken en wat hy vir ons doen. Ons sal ons harte sal uitskree, Hosanna, Hosanna. Want Here, red ons. Here, red ons. En wees die koning van my lewe. Welkom die koning in jou hart vandag. As hierdie 'n opregte nuwe ding is wat jy wil doen, 'n nuwe besluit wat jy wil neem, sê Here, ek wil vandag hier so staan en ek sê Here, wees koning vir my lewe, wees koning vir my hart. As jy is vandag, strek nie jou hand nog, hou jou hande voor jou uit. En die wat miskien sê ek wil opnuut 'n nuwe ding begin, 'n nuwe besluit neem. Sê Here, ek wil as plek gewees in my hart wat ek miskien self probeer beheer het. Maar Here, ek wil alles gee vir U. Al die seer, die onsekerheid, die vrees, die alles wat in my hart aangaan, wil ek vir U gee. En Here, waar ons hier staan as 'n familie, as 'n gemeente, sê ons, U is ons koning. En waar ons in hierdie week ingaan, laat ons die week vier van die oorwinning wat U behaal het op die kruis van Golgotha. En op die 3de dag opgestaan het. En ons weet, ons koning lewe. So wees met elke persoon hierso vandag, Vader. Mag hulle die palmtak vat in hulle huis bære en sien, elke keer as hulle hierdie sien, daar is oorwinning wat kom, daar's oorwinning wat kom, daar's oorwinning wat kom. En hulle gebede as hulle skree en sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste hemele. En ons sal weet, daar's oorwinning, want U plan vir ons is goed. Dankie Vader vir die goedheid en die guns. En ons bid dit alles en almal sê in Jesus naam. Amen. Amen.